Dankie vir die broerlike kroonsmidde. Here, ek vra nou dat die elke hart ontvanklik sal maak vir die woorde. Dat jy ons denke, Here, sal fokus op dit wat jy vir ons wil sê. Vader, gee dit vanmôre weer uit in die Gees sal sê wat jy wil sê. Ek vra dat in Christus naam en dankie maak. Amen. Loof die Here en sit ek in die stil. In die Bybel 4 die 6de tot die 7de vers en dan daar kinders is wat wil na die Sondagskool toe gaan, kinderkerk toe gaan, hulle is welkom om daar by die deur die regterkant na die kompleks te gaan. Anna en Josef is daar onder andere. Filippense 4 vanaf die 6de tot en met die 7de vers. Die 4de vers is natuurlik 'n vers wat vir ons almal baie bekend is en ek is baie lief vir hierdie gedeelte ook uit God se woord uit. Filippense 4 vers 4 sê verbly julle in die Here, ek herhaal verbly julle in die Here. En dan kom vers 5 en hy sê laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En dan net so 'n herinnering want die Here is naby. En dan kom ons teksvers vanmôre, hy sê wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.
En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Elke vers is ook belangrik. Elke vers in die Bybel is belangrik. Hy sê verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Kom ons vanmôre met u praat oor die gedagte van bekommernis en jy. Bekommernis is iets waarmee ons almal van tyd tot tyd worstel. Bekommernis is een van daardie dinge wat deel is van ons as mens se lewe. En die woord van die Here maak dit ook vir ons duidelik dat hierdie ding wat ons bekommernis noem, is deel van ons lewe. En praat van bekommernis in ons lewens. En as 'n bekommernis so vanmôre so 'n bietjie moet verduidelik, dan sal ek sê dis 'n gevoel wat kom en dit wissel in tydsduur wat dit deel is van jou gedagte en van jou gevoel en dit wissel ook in die intensiteit daarvan. Dis 'n gevoel van vrees en van angstigheid. Dis 'n spanning wat ons ervaar as mens oor verskeie sake en oor verskeie dinge. Soms as gevolg van omstandighede, soms as gevolg van mense. Soms as gevolg van gebeure. Dit kan gesins- en familieaangeleenthede wees. Kan enigiets wees, finansies, verhoudinge, van gesondheid, welstand van mense en elke ding. Bekommernis het 'n paar effekte op u en my. En ek dink die belangrikste effek waarna ons moet kyk vanmôre is die geestelike effek wat ons het. Dit beteken dat jou verhouding met die Here kan daardeur aangetast word of daardeur beïnvloed word. Ek weet van mense wat bekommerd is oor 'n saak en alwaaroor hulle kan praat is hierdie bekommernis. En alwaaroor hulle bid is dit wat hulle bekommer. Dit vat hulle fokus weg van 'n klomp dinge. Bekommernisse steel ons vrede en ons vreugde. Dit affekteer ons geloof. En dit kan daartoe lei dat dit ons gebedslewe verswak. Dis my so mooi in hierdie gedeelte dat hy sê dat ons moet in ons gebed moet ons dit doen met smeking en met danksegging. Jy vra die Here en jy dank die Here. Dit affekteer ons geloof want dit verswak ons gebedslewe. Dit beïnvloed ons denke. Eenvoudig omdat ons fokus op dit wat ons bron van bekommernis is. Bekommernis het of kan ook 'n emosionele effek hê. Dit kan dinge soos angs en depressie na vore bring of as jy reeds daaraan ly, kan dit vererger. Dit kan 'n mens negatief en moedeloos maak. Ek sê altyd, ek streef daarna om soos my bloedgroep te wees, A-positief. Altyd positief. Maar dit is nie altyd so nie, daar's tye in my lewe wat ek ook negatief raak. Partykeer is dit omstandighede, partykeer is dit dinge wat mense sê en wat mense doen, partykeer is dit maar my eie domheid en wat ook al. Maar daar is tye wat elkeen van ons ervaar dat ons het 'n mate van negativiteit wat ons ervaar en wat ons beleef. Dit kan jou negatief en moedeloos maak. Dit kan jou gedagtes oorheers en jou positiewe gedagtes afbreek. En dan kom jy nog met mense wat negatief praat en negatief optree en dit vererger jou situasie van hoe jy voel. Dit verhinder jou soms om logies en rasioneel te dink. Dis wat bekommernis doen. Bekommernis kan lei tot fisiese effekte soos hoë bloeddruk en hoofpyn, maagprobleme en slaaploosheid en al sulke dinge. Dit kan jou sosiale lewe affekteer. Deur jou verhouding met ander te beïnvloed. En dit verhinder selfs dat mense hulle lewens voluit kan leef. Hulle raak bang om goeders te doen en goeders te waag, want hulle is bekommerd oor goed. Bekommernis, hoor mooi, los nie jou probleme op nie. Dit put jou net uit. Dit maak jou net moeg, maak jou gedaan.
Daarom sê die Here Jesus in Matteus 6:25, moenie julle bekommer oor hierdie lewe nie. Ons is bekommerd oor wat ons sal aantrek en wat ons sal eet en al hierdie goedes. Jesus sê maar, moenie daaroor bekommerd wees nie. En daar's 'n rede hoekom hy dit sê. As ek nou elkeen van julle gaan kyk en die eie omstandighede gaan kyk, dan sal jy sê, maar wie wat, ek is 'n bietjie bekommerd oor my kinders, ek is 'n bietjie bekommerd oor my familie, ek is bietjie bekommerd oor dit. Weet jy, ek raak in die nag wakker, laas nag was so 'n nag gewees, wat ek sê, Here, maar ek is bekommerd oor mense. En nou moet jy mooi verstaan, ek sluit my nie daar uit nie. Ek is baie keer bekommerd oor myself ook. Maar ek is bekommerd baie keer oor mense, oor wat hulle maak met die woord van die Here. Ek kan vir jou niks sê anders as wat tussen hierdie twee buiteblaaie van hierdie Bybel staan. As hierdie Bybel sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, dan bedoel God, jy moet vriendelik wees met alle mense in jou lewe. Of jy nou van hulle hou, en of jy nou nie eintlik lief is vir hulle nie, jy moet vriendelik wees met hulle. Is dit nie wat die woord sê nie? En ons kan nie anders optree as wat die woord doen nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek staan in 'n kerk, of ek het gesit op daai oomblik, ek het geluister na 'n gesprek, ek was in een vertrek en 'n ander persoon was in die auditorium gewees, in die kerkgebou. En ek hoor hoe hierdie persoon sê, wat daai persoon als verkeerd doen. En ek vra my dieselfde vraag af, hoe kan jy in die huis van die Here staan van alle plekke, en dan staan jy en beswaarder en beskinder iemand anders? Wat sê die Bybel rondom dit? En dis my bekommernis, dat ons as mens, en dis nie almal wat daar onskuldig is nie, absoluut nie, genadiglik, gelukkig nie, maar wat maak ons as mens met dit wat op hierdie Bybel staan? Wat maak ons met die opdragte wat ons van die Here kry? Wat maak ons met die dinge wat die Here vir ons sê om te doen en waar ons moet werk? En dis my bekommernis, dat ons as mens op 'n plek gekom het, en ek veralgemeen nou as ek dit sê, maar ek doen dit doelbewus, want ek wil almal graag insluit daarby, want almal van ons behoort te let daarop dat ons die woord van die Here so na as moontlik in ons vermoë en met al ons vermoë sal nakom. Dit sal doen wat die Here vir ons sê. Ek lê en ek is bekommerd, Here, bid ek genoeg? Bid my broer en my suster genoeg? Here, doen ons genoeg in ons verhouding met U? Jesus sê, moenie julle bekommer oor hierdie lewe nie, wat jy sal eet of wat jy sal aantrek. En hy wys vir ons daarop dat ons God moet vertrou, as dit by ons daaglikse behoeftes kom. Dan sê ek vir myself, luister maat, jy kan maar bekommerd wees oor mense soveel as wat jy wil, maar jy moet die Here vertrou om in hulle harte te werk deur sy Gees. Want is die Heilige Gees wat oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Sonde, dit wat jy verkeerd doen, dit wat 'n afstand bring tussen jou en die Here. Dis nie my plek om vir jou te sê, my broer, jy het gesondig, jy het dit verkeerd gedoen nie. Die Gees van die Here sê, die woord vir my, gaan jou oortuig daarvan. En van geregtigheid, en daarvan kan ek jou baie vertel, want ons geregtigheid is in Christus, hy wat vergewe, hy wat vir ons rein was, bid dit aan die sneeu. En dan van oordeel, die loon van die sonde is die dood. As jy nie kom by daai plek waar jy hierdie woord, hierdie Bybelboek gaan gehoorsaam nie, dan moet jy weet, daar wag vir jou iets. Filippense 4 vers 6 en 7 leer ons. Die Here leer ons dat ons vrede kry wanneer ons bekommernisse vir die Here gee. 1 Petrus 5 vers 7 leer ons dat die Here vir ons sorg. Hoe moet ons as Christene dan bekommernis hanteer? Ek het dit al reeds eintlik vir u gesê. Psalm 55 sê vir ons, ek dink is die 23ste vers. Hy sê, dit sluit aan by 1 Petrus 5 vers 7. Hy sê, leer, besef, erken jou bekommernisse. Moenie bang wees om te sê ek is bekommerd nie. Ek is bekommerd dat ek te min vir die Here doen. Ek is bekommerd dat te min mense saam gaan hemel toe. Maar ons kan nie ons bekommernisse wegwens nie. Dis daar, dis deel van ons bestaan, dis deel van ons situasie. Maar die woord van die Here kom en hy sê vir ons hier in Psalm 55, hy sê, gee dit vir die Here.
1 Petrus 5:7 sê, werk dit op die Here. Want Psalm 55 sê, die Here sal jou onderhou, en 1 Petrus 5 sê, hy sal vir jou sorg. Watter twee beloftes staan in hierdie Bybelboek, en het nou net vir my gesê, ons kan glo en ons moet glo en ons behoort te glo wat hierdie Bybel sê, en ons moet doen wat hierdie Bybel sê. Nou sê die Bybel vir jou, onderhou sal God vir jou. Vat jou bekommernis en gee dit vir die Here. Sorg sal die Here vir jou. Vat jou bekommernis en werk dit op die Here, want hy sorg vir jou en hy onderhou vir jou. Ek het baie in my lewe gehoor, en het sekerlik self ook baie in jou lewe gehoor, waar mense sê, ek weet nie hoe gaan ek uit hierdie situasie uitkom nie. Moet net nie vergeet dat die Here is met jou nie. Moet net nie vergeet dat die Here onderhou jou nie. Moet net nie vergeet dat die Here sorg vir jou nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer, my suster, bely dit, glo dit, leef dit, aanvaar dit en doen dit. Gee daardie bekommernisse, gee daardie dinge wat jou slaap steel, daardie dinge wat jou gesondheid steel en jou bloeddruk opjaag, jou vrede van jou af wegneem. Gee daardie dinge vir die Here en sê, Here, daar is dit. Hanteer jy dit? Kom ek vertel jy iets, as jy dit nie weet nie, dan weet jy dit nou vandag. Ek het al baie mense, kinders van die Here, gemeentelede, by die Here verklaar. Sê ek, Here, dis u kinders, nie my kinders nie. Ek moet hulle lief hê, ek moet hulle lankmoedig met hulle wees, ek moet hulle verdra, maar Here, dis u kinders. Kyk wat maak hulle. Here, ek kan nie vir u voorskryf hoe moet julle uitsorteer, maar sorteer hulle asseblief uit. Ek het ons verlede week vir u gesê, die woord van die Here sê, die Here sal ons stry vir ons stry, en die Here sal vir ons veg. Gee dit vir die Here. Daai bekommernis wat jy het, of dit nou 'n gemeentelid is, of dit 'n broer is, of 'n suster is, of dit finansies is, en of dit nou jou baas is, en of dit wat ook al is, gee dit vir die Here. Hoe werk ons dit op die Here? Ten eerste sê Filippense 4 vir ons bring dit in gebed na die Here toe. Ons bring dit in gebed na die Here toe, maar dan is dit nie 'n klaaglied wat ons sing in die ore van die Here nie. Dan is dit nie 'n kwessie van, sê, ag Here, ek het nie geld nie, ag Here, ek het nie kos nie, ag Here, ek het nie klere nie, Here, ek het nie 'n vredevolle vrou nie, ag Here, ek het nie gehoorsame kinders nie. Dis nie 'n lys van klagtes nie, dis nie 'n klaagliedere wat jy voor die Here sing nie. Ja, jy kan vir die Here sê wat is jou probleme en jy noem dit, maar dan doen jy dit met smeking en met die hoop en die vertroue en die geloof dat God iets aan die omstandighede gaan doen, want die Here sê hy sal onderhou en die Here sê hy sal sorg, en wat maak jy dan? Dan sê jy, Here, dankie dat jy my gebed gehoor het. Dankie Here dat jy my versterk in my geloof. Dankie Here dat jy vir my gee 'n wete en 'n vertroue op U. Romeine 12 vers 2 sê, ons moet ons gedagtes vernuwe. Vermy dit om negatiewe dinge te dink en probleme te dink. Dit mag nie jou gedagtes oorheers nie. My broer en my suster, wanneer ons kyk na ons moeilikhede, ons kyk na ons probleme, en ons kyk na die gedrag van mense, en ons kyk na al hierdie goeders, dan wil dit ons gedagtes, en dan sal dit ons gedagtes maklik oorheers. Nou sê die woord van die Here, Paulus sê vir ons, vernuwe jou gedagte. Moenie daaroor dink nie, vermy om daaroor te dink. Ek het nou vir u gelees in Filippense 4, waar hy sê, dit wat lieflik is, dit wat loflik is, dit wat rein is, dink daaroor. God se antwoord op ons bekommernis is ten eerste gebed. Vers 4 van ons skrifgedeelte. En dan gee die Here vir ons die 7de vers 'n belofte, hy sal ons vrede gee. My broer en my suster, maar ons moet, wanneer ons gebid het, moet ons dink en onthou, God is getrou. En hierdie dinge wat ek vir u noem, is riglyne uit God se woord, ten opsigte van bekommernis en die hantering van bekommernis in jou lewe. Gee dit ten eerste vir die Here. Ten tweede, vertrou op die Here se voorsiening. Vertrou op die Here se onderhouding. Vertrou daarop dat die Here sal sorg. Dink aan dit wat goed is en dit wat waar is en dit wat mooi is. Leef die oomblik, leef die dag in positiwiteit. Moenie te bang wees om te waag in die Here nie.
Weet jy, wanneer ek dink aan 'n goeie voorbeeld wat ek vir kan gee ten opsigte van iemand wat dit toegepas het, dan kan ek nie anders as om aan Daniël te dink. Daniël was 'n jong man wat saam met die ander Jode in ballingskap na Babylon geneem was. En daar gaan hy as 'n gevangene na 'n vreemde land, na 'n heidenland. En hierdie man wat die Here gedien het, het baie bekommernisse. Hy was weg van sy huis, hy was weg van sy mense, hy was weg van dit waar hy gewoond was, hy was weg van sy kultuur, en hy het daar 'n aanbiddingsplek verloor. Hy het in 'n plek beland, in 'n vreemde land beland, waar mense anders geleef het en anders gedoen het, en 'n heidense koning gehad, 'n ongelowige koning gehad, en nou leef Daniël in hierdie omstandighede. Hy was selfs in lewensgevaar. Ons weet van die leeukuil en ons weet van hierdie dinge. Hy kon nie die Here dien soos wat hy wou nie, hulle wou hom verhinder om die Here te dien. Maar Daniël het met elke situasie, as jy gaan kyk, met gebed en geloof hanteer. Hy het met die Here daaroor gaan praat. Hy het die Here geglo vir uitkoms. Hy het die Here geglo om hom te help. Hy het nie met vrees geleef of toegelaat dat vrees hom oorweldig nie. Hy het gebid 3 maal op 'n dag en sodoende het hy sy geloof versterk. Ek dink aan koning Dawid, toe hulle terugkom by hulle kamp, hulle plek waar hulle kamp opgeslaan gehad het, toe is hulle vrouens en hulle kinders en hulle besittings weg. En die manskappe is kwaad, hulle is moeilik, hulle wil Dawid iets aandoen. En wat gaan maak Dawid? Hy gaan versterk hom. Hy gaan bid. Hy gaan praat met die Here. Hy vat hierdie bekommernis wat hy het oor die manskappe wat teen hom opstaan, hierdie bekommernis wat hy het oor hulle vrouens en kinders wat weg is, en hy vat dit na die Here toe. En die Here versterk hom in sy geloof. En toe hy daar klaar gebid het, toe sê hy vir hierdie manskappe wat hom nou iets waar gedoen het. Toe sê hy vir hulle, kom. Ons gaan nou haal wat aan ons behoort. En daar gaan Daniël en sy manskappe en hulle gaan haal hulle besittings en hulle gaan haal hulle vrouens en hulle kom terug. Maar jy sien, voordat Dawid die oorwinning gesmaak het en voordat Daniël verhef was tot waar hy in 'n wonderlike situasie en posisie gewees het, was dit eers so dat hulle moes hulle versterk, hulle moes hulle geloof bou, hulle moes hulle geloof in die Here sterk maak. En dis was nodig sodat hulle op die Here kan vertrou. Sodat hulle kan sê, maar waarlik die Here sal vir ons onderhou, waarlik die Here sal vir ons sorg. My broer en my suster, is sekerlik een van die mooiste teksverse vir my 1 Petrus 5 vers 7. En daarmee lees ek graag Lukas 1 vers 37 wat sê, want niks is by God onmoontlik nie. Daai God by wie niks onmoontlik is nie, is die God wat sê ek sal jou onderhou. Is die God wat sê ek sal jou uitred. Ek sal jou help, roep my aan in jou dag van benoudheid en ek sal jou uitred. En al wat jy moet doen is jy moet my eer gee. God deel ook nie sy eer met mense nie. Nog baie mense wat dit moet leer in hulle lewe. Dawid gaan, en hy gaan versterk om in die Here by sieklig. Nadat hy met God gepraat het, sy geloof dat God wat hom gered het met die leeu, die God wat hom gered het met die beer, die God wat die reus Goliat aan sy hand gegee het, daai God is met hom. Daai God wat hom gemaak het, 'n dapper kryger, dat 10.000 val in sy hand en nie net 1.000 soos met Saul nie. Daniël staan op in geloof. En hy vertrou die Here. Hy het hom eers in die Here versterk. Hy het gebid. En toe het hy opgetree. My broer en my suster, hoor wat ek vanmôre vir u sê, ons almal sit met bekommernis. En ek wil graag glo dat almal vir ons bid oor ons bekommernis. Ek wil vanmôre vir jou sê, en jy het dit dalk al baie gehoor, as jy gebid het oor jou bekommernis, moenie jou bekommernis vat. Vertrou die Here. Vertrou die Here. En wat behels dit en wat vra dit van jou? Wanneer hierdie gedagtes oor jou bekommernis na jou te bekom, moet jy jouself daaraan herinner en sê, maar ek het dit mos vir die Here gegee. God het my mos gehoor. God is mos ontstaat. God het mos die vermoë, want hy kan alles doen om my uit te red. Ek het hom gesmeek, ek het gesê, Here, ek het hulp nodig. Ek het in hierdie omstandighede nodig dat U my sal onderhou en sal onderskraag en sal uitred en sal help. Maar Here, help my ook nou. Hier waar ek nou vir 'n oomblik twyfel, hier waar ek nou weer aan my bekommernis dink. En ek praat van in 'n negatiewe konteks.
Ek dink baie keer terug in die dae toe ek kerk gebou het. Ek het meer as een kerk deur die genade van die Here gebou. Dink jy dit was maklik alles behalwe, glo my. Daar was dae wat ek gesê het, Here, wat nou? Here, waar gaan die finansies vandaan kom? Here, waar gaan dit vandaan kom? Waar gaan dit vandaan kom? Dan onthou ek net, God is in beheer. Ek het baie keer, het ek vir myself gesing, en sit ek in die kar, genadiglik, ek het niemand se ore skade gedoen nie. Sit ek in die kar, dan sing ek, uit die top van my stem, liedere wat opbouend is, wat positief is. Een van hulle was, My God can do anything. My God can do anything, Lukas 1 vers 37. My God, U God, ons God, hoor as ons tot hom roep. Hy hoor ons gebed. En hy weet wat ons dink, en hy weet wat ons nodig het, maar hy wil tog hê ons moet bid, met smeking en met danksegging. En danksegging, omdat ons geloof in hom stel. Ek wil vanmôre vir jou vra, my broer en my suster, pas, en ek wil nie my uitsluit nie, maar pas ons hierdie beginsels in ons lewe toe. Dis beginsels wat God vir ons gegee het, sodat ons vrede in ons lewe kan hê. Daar's baie mense in hierdie lewe, en hoor mooi wat ek vir sê, baie Christen mense in hierdie lewe, wat loop sonder vrede in hulle hart. Bloot eenvoudig, omdat hulle nie doen wat die woord van die Here vir hulle sê nie. As ek terugdink aan die Nuwe Testament en die verhaal van Lazarus en die ryk man, en baie mense sal vir jou wil sê, en ek wil hiermee afsluit, baie mense sal vir jou sê, ja, maar dis 'n gelykenis of 'n ding. Nee, dit was nie. Daar was 'n man. Gaan lees die woord. Daar was 'n man, hy bestaan. Hy het op 'n bepaalde plek gesit, daar by die rykman se poorte, en hy het 'n bepaalde omstandighede gehad, hy was siek, hy het sy liggaam gekrap met potskerm, of wat so goed as hy ook al homself gekrap het, die honde het aan hom gelek, hy was in haglike omstandighede, en hy het 'n naam, die Bybel sê sy naam was Lazarus. Lees storie nie, dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid. En daar was 'n ryk man wat vir Lazarus niks oor gehad het nie. En wat gebeur? Hulle sterf, sê die woord vir die Here. En hulle maak hulle oë oop. En Lazarus aan die boesem van Vader Abraham, in die teenwoordigheid van Abraham. En die ryk man in 'n plek van pyn en smarte. En hoekom het dit met hierdie ryk man gebeur? Eenvoudig, hy het nie sy naaste lief gehad nie. Hy het nie sy naaste lief gehad nie. As jy gaan kyk, wat sê die woord van die Here oor daai ryk man? Hy het die wet onderhou en hy het alles gedoen, behalwe die tweede gebod wat die belangrikste is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. My broer en my suster, hoor mooi wat ek vanmôre vir jou sê. Dis ons riglyn. Dis ons riglyn. God het vir ons 'n riglyn gegee waarvolgens ons moet leef. Die Here het vir ons bepaalde instrumente gegee wat vir ons lewens moet sterk maak. Ek wil vandag vir jou sê, ken die woord en bid. Daar was 'n tyd vir die kerk gesê het, jy moet die woord bid, die woord is waarheid. Maar ons kan nie in elke omstandighede sommer net enige teksvers bid nie. Maar daar waar die Here sê, bring dit na my toe, ek sorg vir jou. Daar kan jy sê, ons God is 'n waarmaker van sy woord. Weet wat is die effek, as ons dit nie toepas nie? Ons sê dit, maar ons pas dit nie toe nie, dan maak ons dit kragteloos. Want dan het dit vir jou geen waarde nie. Jy sê dit, jy bely dit, maar jy doen dit nie. Dalk ook nie, jy bid en sê, Here, hier is dit, en jy bly by die probleem nie, jy moet ook kom by die danksegging. Waar jy sê, Here, ek sê dankie want ek vertrou U, ek glo U want U woord sê ek kan dit doen. Dan doen ons dit. Jou bekommernis, sê die woord van die Here, nie jou lewe, jou geloofslewe affekteer nie, dit moet jou versterk in jou geloof. Moet jy by 'n plek bring waar jy kom en sê, Here, hier is ek. Ek het bekommernis, Here, ek erken dit.
Here, ek weet nie hoe om hier uit te kom nie, maar Here, ek weet, U is vir my 'n toevlug. En U sal uitkoms gee. Hoe weet ek nie, maar dat U dit sal doen, dit weet ek. Kom ons sluit die oë. Ek wil nie vanmôre 'n lang uitnodiging maak nie, ek wil net vra. As daar iemand is wat vanmôre saam met my wil staan en sê, ek wil my bekommernis op hierdie oggend vir die Here gee. En ek wil hierdie bekommernis wat ek vanmôre vir die Here gee, by die Here los. Ek wil hier vandaan gaan met die wete dat God sal vir my onderhou, God vir my sorg. Dan vra ek vir net daar waar jy is staan, saam met my. As jy nie 'n bekommernis het nie, is dit dankbaar dat jy nie het nie. Vader, ons staan vanmôre voor U. U sien een en elkeen wat voor U staan. Here, en elkeen van ons het vanmôre 'n bekommernis. Iets wat ons vreugde en ons blydskap steel van ons, wat ons gedagtes vertroebel. Maar Here, ons almal het ook in U 'n toevlug, en 'n God wat onderhou, en 'n God wat sorg, en 'n God wat uitkoms gee. Maar Here, ons probleem is, ons loop met 'n twyfelkas op ons skouers, ons twyfel baie keer, ons bevraagteken baie keer. Dan dink ons negatief en ons luister na negatiewe goed. Maar ek wil U vanmôre vra, Here, help elkeen van ons. Hoor vanmôre my smeeking, Here, dat U vir ons sal help en sal uitkoms gee op elke bekommernis wat ons mag hê. Maar Here, ons wil ook vanmôre vir U dankie sê dat ons kan die vrymoedigheid het om na U troon van genade te kom en te weet U sal op die regte tyd barmhartigheid gee. Vir elkeen van ons wat ons vanmôre hier voor U staan. Ek vra dit vanmôre in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Loof sy naam. Vader, dank U. Want die God met ons is, altyd met ons is, oral saam met ons is. Here, dat U ons ken, ons sit, ons staan, ons lewe, ons denke, ons gevoelens, niks is vir U verborgen. Here, maar ek bring een en elkeen vanmôre en myself, na U toe vra, Here, dat terwyl U ons ken, dat ons nooit sal nader om erkenning te gee dat U God is in ons lewe. En dat U God is wat ons uitdruk. En dat U God is wat vir ons reg berei. Vader, dank U daarvoor. Waar as jy vandaan gaan, bedaag ons in die vrede en die liefde. Hou U hand van genade oor ons uitgestrek bid. Hoe te bewaar en beskerm ons. Voorsien vir elkeen van ons wat ons doen. In Jesus naam. Die Here seën U, glimlag vir iemand, groet vir iemand.